Blaai saam met na 2 Samuel 5 toe. 2 Samuel 5. En we gesels vandag oor deurbrake. Deurbrake, God van deurbrake. En wat, ek wil vir jou pilare gee, wat die woord sê, ek gaan weer eenetjie terug, omtrent deurbrake. En ek wil gesels oor wat ek in my hart voel, 'n lewe kan verander vanoggend, want sien, baie mense sukkel met deurbrake. Amen? Ek wil graag deurbrake kry, ons gesels by die manne, vanoggend oor dit. 'n Paar ooplik, hoe werk dit? Wanneer is deurbraak en almal wil deurbraak hê. Dawid, hy gaan na 'n plek met naam Baal-Perazim en daar het hy Filistyne verslaan. En Dawid het die volgende uit in vers 20. 2 Samuel 5 vers 20. Die Here het soos 'n verwoestende storm waters deur my vyande gebreek. En daarom het Dawid die plek Baal-Perazim 'n groot kloof genoem. Die engel sê die volgende: So David went to Baal-Perazim and he defeated them there. And he said, the Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water. Therefore he called the place Baal-Perazim a place of breakthrough. Het jy al met 'n plek van deurbraak gehad? Een of twee mense. Jy vertrou vir 'n deurbraak. Sien, die woord deurbraak is wat hy sê, die Here het vir my deur gebreek. Dit beteken a sudden burst, to breach like water, to burst means to force open. Het jy al 'n deur oopgebreek? Het jy al probeer? Alles is maklik nie, nee. Veral as dit 'n lekker stewige deur is. Maar as jy hom oopgebreek het, het jy 'n deurbraak gehad. Ek wou vandag klomp bokse hier pak en deur die bokse spring. Maar moet Johan elke die bokse kom pak. Want ek gaan 'n paar keer deur spring, lyk dit my. Maar deurbraak is om deur iets oop te forceer, en wanneer hy die plek noem Baal-Perazim, beteken letterlik is 'n plek van deurbraak gewees, of 'n plek, a place of bursting. En God het op die toneel opgekom, gebars en alle weerstand gebreek, en die deur wat toe was, het God kom oopmaak in die oomblik vir Dawid. En is 'n hele nuwe vlak is betree, want God het vir hom kom deurbreek. 'n God van deurbrake. Ken jy God as 'n God van deurbrake? Hy het al vir jou deurbrake gegee? Dawid kom op hierdie plek en hy sê, ek het my lewe beklei, en ek het 'n deurbraak beleef. Een vertaling sê, the Lord mastered my breakthrough in this place. Die Here het my deurbraak bemeester in hierdie plek. Sien, 'n deurbraak is 'n skielike, dramatiese, 'n belangrike vooruitgang. En baie van ons het hierdie jaar nog 'n deurbraak nodig. Ek selfs met iemand in die week, en die persoon sê vir my, ek het dringend 'n deurbraak in my lewe nodig. Sissie? Ek wil saam preek volgende. Party van ons het 'n deurbraak nodig in ons finansies, in ons huwelike, in ons gesondheid, in ons kinderslewens. God wil vir ons deurbrake gee. Die vraag is ken ek hom as God van deurbraak, of laat ek hom toe om vir my te deurbreek? Want sien, hier's wat ek journal en sê, if people seek me, if they need me, I will break through. Dis wat ek in die skrif lees, waar God mense ontmoet het op 'n plek van verwagting. Ek lees regter die woord, dat God is 'n God wat my ontmoet op die plek, op die vlak van my verwagting. Hy kom in Nasaret en die woord sê, hy het niemand 'n verwagting gehad nie, en daarom doen hy min of geen wonderwerke nie. Maar net daarna loop hy na Kapernaum toe, en die woord sê, hy deur die
aand het hy mense vir gebid en genees, want daar was 'n vlak van 'n verwagting gewees. Verwag jy nog dat God eers vir jou gaan 'n deurbraak gee? Sien, want God wil vir my 'n deurbraak gee wat my lewe gaan verander. Hy wil vir my deurkom. Markus 9. Dit is baie keer wat ek en jy dinge gebeur nie, tot ek God iets begin soek nie. Gaan maar toe. En baie keer gebeur dit net met vaste gebed. Markus 9 vers 29 sê dat sekere dinge gekom het deur as gevolg van vas en gebed. Dankie. En die groot ding met deurbrake is ek nog nooit iemand in die Bybel beleef wat deurbrake beleef het, nie gesoek het nie. Almal wat deurbrake gesoek het, het gevind. Dit is 'n random ding wat gebeur nie. Psalm 17 vers 2 sê volgende, ek roep hardop tot God om na my te luister. Dawid het gaan soek vir 'n deurbraak. Hy het nie net verwag. Nie net verwag, hy het verwag. Wat sê hy in die Engels? Hy sê, when I was under stress. Wie sal onder stress gewees? Wie het al gestres? As jy when I was outnumbered, wie sal outnumbered gewees? Kyk, iemand in die gemeente in die week gekuier, hy's een man alleen met 5 of 4 girls in die huis. Hy's outnumbered. Nee? Ek sien nou die dag iemand in die gemeente, hulle so baie kinders, ek sê, jy moet altyd seker maak, daar's meer ouers in die huis as kinders in die huis. Dis ek my ma by my bly, daar's meer ons as die kinders. Meer volwassenes in die huis. So when I was stressed, outnumbered, in my days of trouble, wie het al moeilikheid gehad? Hy sê, I sought the Lord, I stretched out my hand to the Lord, and I had a breakthrough. Hy het in sy tyd van nood God gesoek en 'n deurbraak beleef. Om God te soek in vaste gebed, as jy my ken, ek sê ou wat van vas nie, ek sê baie keer, ek lyk nie so omdat ek vas, ek lyk so omdat ek eet. Maar wanneer ek vas en bid, is dit teken dat ek ernstig is om God te soek. Ek is ernstig om met God bemoeienis te maak en om in die situasie te verander waar ek myself bevind. Sien, dinge gaan verander as ek oor en oor dieselfde dinge doen. Ek wou begin, niemand in die Bybel het deurbrake gekry sonder om God nie te soek nie. En wanneer ek God begin soek, kry ek sy aandag en hele hemel buig neer, terwyl God sy ore in die woord sê, dat God se oor is ingestel tot die hulpkrete van sy kinders. Het jy al beleef 'n ouer wat in 'n groep staan? Daar's 10,000 kinders. Maar hy een kind begin huil. Dis my kind. Nee? Net soos God se oor die woord sê, hy's ingestel tot die hulpkrete van sy kinders. En nou, daar's 2 konings in die Bybel wat hattig deurbraak nodig gehad het. So pas ons gelees Dawid en hy het gekies, of hy's gekies as koning, en die Filistynne wil hulle aanval, en dis die lewe gaan. Ek het 'n bergtop, dan ek 'n vallei. Ek is koning, dan val hulle my aan. Ek kry nuwe werk, dan kry ek klim my baas met my. Ek trou, en dan klim my vrou met my. Lief het dadelik gesien.
Jy het hierdie lewe van bergtop en vallei siklusse. Dis nooit net goed of nooit net sleg nie. En Dawid is 'n pas koning, maar hy het ook hierdie fight met die Filistyne, en asof die vyand my en jou wil uitmoor. En wat doen hy? Die woord sê, hy gaan na sy vesting toe. Hy gaan na die plek toe waar hy God geken het. Hy gaan na die plek toe waar God is. Wat is jou vesting? Weet jy wat is 'n vesting in die Bybelstyd? Het praat van 'n stronghold of 'n kasteel. Dis 'n plek waar hulle gaan wegkruip het om hulle self te beskerm. Waartoe hardloop jy as dinge taaf gaan? Dawid gaan na die plek toe wat hy ken, en die woord vertel vir ons, hy's 'n goeie musikant gewees. En die Here gaan soek. En hy gaan vra vir die Here, Here, wat vra hy? Hy vra, Here, moet ek die oorlog aanpak? Eerste wat hy doen is, voor hy gaan fight, hy gaan vra eers, Here, moet ek? Here, moet ek dit doen? Sien, ek moet altyd eers vir God vra. Watter battles moet ek aanpak, en wat dan nie? My anders naby my loop, weet ek hou van konflik. Ek het te veel van konflik. Dan maak dit like 'n konflik, né? Of jy hardloop in konflik in, maar ons pak party oorloë onnodig aan. You are fighting some battles you were never meant to fight. Wanneer ek vra aan die Here, moet ek gaan veg? My Here antwoord hom, hy sê, ja, gaan veg. Ek sal saam met jou gaan, en die woord sê, dat God sy vyande verslaan, sodat Dawid 'n deurbraak kan sien gebeur. 2 Samuel 25. The Lord broke through my enemies like a mighty flood. Maar heel eerste gaan vra vir God, Here, moet ek hierdie battle gaan fight? Moet ek so toe gaan of nie? En as lewe met jou gebeur, as jy God soek, gaan jy dadelik besef nie. Inteendeel, gaan jy dadelik gebeur nie. Daniel is in 'n battle. En die woord sê, hy gaan soek die Here, en hy vas en bid vir 21 dae lank. En eers na amper 3 weke verskyn die engel aan hom. Sien, ons wil baie keer met dit onmiddellik gebeur. Ek moet nou bid, en ek moet nou onmiddellik my deurbraak beleef. Maar Daniel wag amper 3 weke. Maar maak nie saak nie, ek en jy moet God begin soek vir ons deurbraak om te gebeur. Die woord vertel vir ons, Dawid noem die plek a place of breakthrough, wat vir my sê, sy vallei van sorge word sy vallei of die plek van oorwinning. Omdat hy die Here gesoek het. En jy is dalk vandag in 'n vallei van sorge, 'n vallei van moeilikheid, 'n vallei van nie lekker is nie, maar as ek Here gaan begin soek, kan die Here hierdie vallei omdraai in 'n seëning in. Maar nie ek nie, net God. En ek moet baie kere gaan soek vir my deurbraak. 'n ander koning se naam is koning Josafat gewees. En hy het 3 vyande gehad, en hulle val sy lewe aan, en die woord vertel vir ons in 2 Kronieke 20 vers 3, toe hulle hom aanval, het hy bang geword. En die woord vertel vir ons onmiddellik het hy sy gesig gerig om God te soek. En hy roep toe 'n hele vasdag oor Juda uit. Moenie worry, ons gaan nie vas nie. Ons gaan nie. Ons braai volgende naweek. Maar Josafat roep 'n gemeenskaplike vas uit om die Here te soek, want hy is steeds bevange, en hierdie konings is besig om hom te wil nail. Jy al mense gehad wat almal teen opstaan, almal fight teen jou baas, jou manager, man, almal, tot die hond draai teen jou. Maar alles, en dis wat Josafat was, almal draai teen hom. Ons het deurbraak in ons families, in huise, finansies, deurbraak in tye en oomblikke van helderheid, en dis wat gebeur. Die woord sê, die profeet kom na hom toe, en die woord sê vir hom, omdat jy gevas en gebid het, gaan jy 'n deurbraak beleef, in 2 Kronieke 20 vers 17. Omdat jy gevas en gebid, omdat jy God gesoek het, gaan jy 'n deurbraak
beleef. Nie omdat jy 'n smart ou is nie, of jy wat ek al of jy die mooiste kar ry of die koning is nie. Nee, omdat jy God gesoek het, gaan jy 'n deurbraak beleef. En verder sê hy vir hom, jy gaan nie eens hoef die battle te fight nie. Die Here gaan hierdie battle vir jou fight. Inteendeel, jy gaan terugsit en jy gaan net sien voor jou oë hoe die Here jou vyande oorwin. Sien, wat met hom gebeur het, hy het eers begin aanbid, hy het eers begin Here soek. Wat vir my sê dat lofprys en aanbidding moet lewend word in tye dat ek deurbrake nodig het. In Israel se tyd het Juda altyd voorgeloop. Juda was die aanbidders gewees. En daarom is aanbidding en prys en aanbidding so belangrik in tye van nood, want dis wanneer ek my fokus verander na God en ek soek God, en dis om baie mense so dit probleem met hulle aanbidding is, want hulle besef, in tye van nood het ek nodig om God te aanbid. Ek gebruik baie die quote, waar ek sê, Ronald Ravenfield sê volgende, the early church had an upper room filled with fire, but the modern church has a supper room filled with smoke. Ons is 'n moderne kerk, en ek wil ek in jou gees losmaak om te sê dat ons kan nie meer 'n kerk wees wat 'n eetsaal met rook gevul is nie. Wie weet nie, maar ja, Gees is 'n kerk, en jy het eers geweet, jy het 'n paar keer die 4 genoem en so voort, maar die Gees, of die kerk die algemeen was geroep gewees met 4. Handelinge 2 vers 10 en vorentoe, praat oor die tonge van 4. It was a church built with fire. Maar ons het so complacent in Engelse woord geraak met wat ek beleef. En jy op die kerk terug na 'n plek toe waar hulle weer in die brand is vir hom. Dat my Heilige Gees laat die lewe vir jou te veg. Dan kom hy in 'n paar punte, maar wanneer ek oor deurbrake begin praat, ek moet eers gaan vra, ek moet my fokus op hom sit, maar dan moet ek bly na Filippense 4 toe, en in Filippense 4 gaan jy hom ken, was 'n ouletjie gewees, onthou jy hom? Wat sê Filippense 4 vers 4? Hy sê ook, voor dit, bid in alle tye. Maak al jou versoeke voor God bekend in wat? In gebed, in smeking en danksegging. Maar voor hy sê, moet niks besorg wees nie. Ken jy die liedjie, wie het hom gesing? Don't worry, be happy. Wie is dit gewees? Was Bob Marley gewees? Nee? As jy hom gaan luister, hy sê eintlik hierso, moenie worry. Dis 'n baie Afrikaanse woordjie, die woordjie worry. Moenie worry nie, sê hy. Hy sê, moet niks besorg wees nie. Moenie bekommerd wees dag van môre nie. Hou op worry. Dit is maklik om te sê as om te doen, want sien, dis baie moeilik. Want op die aarde worry ek nie oor my kinders nie, oor my werk nie, oor wat ook al nie. Hoe word ek nie bekommerd? Hoe worry ek nie? Worry ek nie oor die doktersverslag wat hy gegee het nie. Sien, dis hoe so powerful is om God te gaan soek. Want wanneer ek my fokus op God plaas, verskuif my aandag van my probleme na God toe. Ek fokus myself op God. Worry is niks werd nie. Ek het nou gaan soek vir 'n ander woord, want hulle sê worrying is like a rocking chair, gets you nowhere. Ons Afrikaanse woord vir daai stoel, maar 'n terrible woord. Ek kan nie dink dit so 'n regte naam is, soos 'n rocking chair. Los hom nou daar. Maar hulle sê 'n rocking chair en wat?
Hy doen niks, jy gaan net vorentoe en agtertoe en vorentoe en agtertoe, maar beweeg nêrens nie. Kom jy vorentoe nie, jy gaan nie links nie, regs nie, jy bly daar en jy wieg net jouself in die slaap. En jy kry 'n lekker hoë bloeddruk en alles wat in die gang, maar dis wat Jesus sê in Matteus 6 vers 34, hy sê, moet ons bekommerd wees nie, moenie worry daarvan môre nie, want môre het sy eie bekommernis. Jy weet, môre is ook issues. Kommer res van die jaar. Baie ouens was bekommerd geweest laas week. Gaan hulle dit maak? Ek sien nou David, net Dani, het dan al jammer gesê. Maar hy was ge-worry, gaan ek dit maak? Is ek goed genoeg? Waar is van die jaar? Hoe gaan ek einde van die jaar deurkom? Hoe gaan ek skoolfonds betaal? Hoe gaan ek I want to worry. Sien, as jy op God fokus, dan onthou jy elke liewe keer wat God al van tevore deurgekom het. Die keer toe jy die kos gehad en God het vir jou kos gebring. Sien, maar die vyand wil vir my en jou op 3 kruise laat sterf, terwyl ons wag vir ons deurbraak. En die eerste kruis is dit van die verlede, waar jy nie kan verander oor die verlede nie. Onthou daar's 'n paar dinge wat ons nie kan doen nie. Ons kan nie die verlede verander nie. Die eerste kruis is dit van die verlede, waar jy nie kan verander nie. Die verlede is verby, en ek het al droog gemaak en sovoorts. Weet jy, niks omtrent dit maak nie. Ongelukkig is jy 'n resultaat van jou keuses en besluite van gister gewees. En as hy my nie in daai plek kan kruisig in my verlede nie, dan laat hy my worry oor môre. Wat mag dalk môre gebeur? Die kruis van môre. En wat gaan môre gebeur? Dis as jy in die skool was. Jy het nie geleer nie. Jy worry oor maandag se wiskundetoets. Wat gaan gebeur? En dan spandeer jy al die dae besig om te wonder oor wat was. Ek noem hulle ook die when we people. Die when we. Toe ons dit gedoen het. When we did that. And that. When we were there. Onthou jy die herlewing van so en so. Wat kon ek gemaak het? As ek maar net dit gedoen het nie. As ek maar net. Of wat kan gebeur? En as daai nie werk nie, dan laat jy jou kruisig op die kruis van vandag. Toe worry oor vandag. Maar die woord sê vir my, moet er niks besorg wees, maak al die begeertes aan God bekend, deur gebed, smeking en danksegging. Moet er niks bekommerd wees nie, maar in alles moet ek bid. Dit is hoe hy sê, ek wil nie met worry oor iets nie, maar ek wil nie met daaroor bid. So dit wat jy bekommerd is, bid eerder daaroor. Sien, moenie haar bekommerd wees, hoekom nie, want ek moet my fokus op God begin plaas, en nie my probleme nie. Imagine David was bekommerd gewees oor Goliat. Hy het nie die grootheid van God gesien nie, maar hy het die grootheid van die reus gesien. Saul was bekommerd gewees, hy het geworry, en daarom was hy meer gefokus op Goliat as op God gewees. Sien, wanneer bekommernis in my aanval, want sien ek nie eens mens, wanneer die bank kom en sê, luister meneer, jy's 2 maande agter by jou kar, dan gaan jy begin bekommerd raak. Wanneer jy nie kos die huis het nie, gaan jy begin bekommerd raak, want die woord vertel vir my, wanneer bekommernisse my aanval, dan moet ek teruggaan en my fokus op God gaan sit. En sê, Here, ek aanbid U, Here, ek bid tot U, Here, ek vra vir U om hierdie situasie vir my te hanteer, maar Here, dank U
dat hy alreeds sien wat is dis simpel om te bid. Ons dink baie keer dis stupid om te bid oor wat ek nou deurgaan. Maar as jy daaroor dan top en daar worry, is dit nie moeite werd om oor te bid. Ja, maar ek kan nie bid vir my stuk in 'n kar nie. Nee, kom kan jy nie vir 'n kar bid nie. Ek kan nie bid, jy kan bid vir jou baas. Ek bid vir jou man, vir jou vrou. Terloops, ek het nou gister troue en so 'n Peter sê ek nou gaan begrawe gister en ek kom in die grondteks net gou, dis net so van punt af. Toe God vir Adam maak, toe maak hy vir Eva. En die grondteks daar praat van toe hy vir hom hulp maak, het hy hom gesê hy het vir hom 'n spieël gemaak. Het jy geweet? Gister raak ek eers raak gelees, toe hy sê hy het hom 'n spieël gemaak. En ek dink by myself, ek word gisteroggend wakker en ek sien ek het 'n paar jaar laas geskeel. Nou ouens, wie het lekker baard hierso? Iemand is Michael, hy kan 'n dag skien, lyk hy soos maar ek vat 'n jaar om so 'n baard te kry. En maar ek kan vir die spieël kom reg, maar niks gaan gebeur nie. Ek is myself werk. Want sien toe God 'n maat gemaak het, soos baie keer ons eie foute in ons maatjies raak. So wanneer ek my maatjie bid, sê Here, ek bid vir die spieël. Maak die spieël tog net reg. Ek het 'n goeie spieël gekry. Sê ek wil nie. If it's big enough to worry about, it's big enough to pray about. Finansies, gesondheid, as ek daar kan bekommerd wees, kan ek daaroor bid. Kinders, as ek daaroor genoeg is om te worry oor hulle, is goed genoeg om oor te bid. Die sleutel is om vir deurbrake is om God te soek en dan te bid totdat iets gebeur. Die woord vertel vir ons dat om te bid sonder ophou. Baie keer gebeur my deurbraak nie op 'n bid. Daniel in Daniel 10, 3, engel by hom kom. Sê ek jou gebed gehoor die eerste dag nog, maar wat 'n ander engel van Persië my teëgestaan. Maar jou gebede het my versterk. Sien dat iets omtrent aanhou bid totdat iets gebeur. Josua 6 baie lief vir die teks, is waar Israel beloof is 'n land. Wie het die belofte van die Here al gekry? Nog nie gebeur het nie. Sê, God beloof vir Israel 'n land. Hy sê, ouens, julle gaan hierdie land invat. Land van melk en honing. Want hulle aankom, sê God vir hulle, vir 7 dae lank moet julle om die stad loop. 6 dae, 7 dae in stilte, die laaste keer moet hulle gil. En ek kan imagine, hierdie ouens het gedink, yes, hoorie, Joshua, is jy seker? Dag 1 is nog lekker, loop om die muur, en so kyk ouens bo dink, hier's 'n paar snaakse mense in omloop, en dag 2 gaan verby, dag 3 begin die volk kla. Almal Afrikaners te wees. Begin kla. Joshua, as jy seker, jy het by die Here gehoor. Dag 4, is ek seker dat 'n paar mense gesê, hierdie Joshua, ons gaan 'n vergadering reël, ons gaan 'n nuwe leier kies, 'n nuwe president kies. Dag 6 kom hulle, dag 7 weer, die hulle 7 keer omloop, 7 keer moet hulle begin gil. Joshua, is jy seker? Hoe gaan die gil, hierdie ouens? Imagine om opgehou op dag 5. Wat sou gebeur het? Niks nie. Imagine al op dag 7, 5 keer omgeloop gesê, nee Joshua, jy's 'n bietjie mal, jy het 5 keer omgeloop met 6 dae, ons 6.5 dae jy geloop en so voort. Ek dink nie ons het lekker mekaar verstaan nie. Kom ons na huis toe.
niks gebeur het nie. Maar omdat hulle moes aanhou totdat. Baie keer om 'n deurbraak te kry, moet jy bid totdat. Ons moet deurbid. Die ouer generasie sal weet waarvan ek praat, maar die ouer generasie het dinge deur gebid. Sien ons lewe in 'n, ek sê dit baie, in 'n microwave generation. Alles gebeur vinnig. Maak 'n stukkie steak warm, 2 minute. Sharp. Nou is dit so ek ons nog baie airfryer, is nog baie vinniger. Maar God wil voorkom asof hy 'n slow cooker God is. Alles vat langer. Hy's geduldig. Sy tyd is nie ons tyd nie. Sien Joshua moes daai stad Jerigo omsirkel totdat die deurbraak gebeur het. Die derde en ek nodig het is ons het geloof nodig. Jy het geloof nodig vir 'n deurbraak. Jy kan net, dit is nie net 'n ding van dit gebeur nie. Nee. Ek moet glo dat God wil 'n deurbraak vir my bewerkstellig. Jakobus 5 sê, ek moenie bid en vra en dan twyfel nie. Hy sê want dan gaan jy nie kry nie. Dan gaan jy nie kry nie. Baie keer bid ons. Ek het al baie storie vertel, gaan weer vertel. Ek het vir mense wat nou nie gehoor het nie, maar die tannie wat vir berg gebid het. Het jy al gehoor? Paar mense. Die pastoor bid oor geloof en hy sê ja man, jy het geloof soos ons het nodig en jy kan vir Matteus 6, dan kan jy vir die berg sê, gooi jouself in die see en sy bly aan die agterkant van Tafelberg en sy kan nie die see sien nie. En sy kan nog geen see sien. En sy sê, ek sê by die huis kom, gaan vir daai berg bid, en dan moet hy homself in die see werp, en die woord sê so. En die Bybel, so jy gaan so, sy kom by die huis aan, mag God hy toe, en sy bid, sy sê, Here, in die naam van Jesus, moet die berg homself in die see werp, so oopmaak, sy sê, jy sê gedink het, nog steeds is so. En baie keer bid ek en jy nog steeds, ons bid, Here, dankie, ag nee, kyk, hy wou nog steeds nie, toe gedink. Die woord sê, moenie bid en vra en nie glo nie, want dit sal wees soos jou geloof. Geloof is al ding wat God behaag, het jy geweet? Dis nie hoe oulik jy sing en alsovoorts nie, net geloof behaag die Here. Het jy geloof dat God kan deurkom? Jy geloof dat hy kan jou kinders gered? Jy geloof, of is nou net so, ek hoop, seker nie. Sien, van ek bid, en ek glo, ek sê altyd, faith is the currency of heaven. Hebreërs 11 vers 1, hy sê, now faith is what? The substance of things hoped for, the evidence of things unseen. As ek sê geloof is 'n currency of heaven, beteken dit dat geloof is 'n geldeenheid van hemel. Hy sê later, hy sê kom koop by my. Sien, hoe werk dit? Kan jy geld eet? Weet vir my R100 of 'n noot hierso vandag. Weet jy also Janu, ag wonderlik. Dankie Janu. Sy offerande gewees. Om maar nie te kry, hoor. Kan jy hierdie geld eet? Kan jy dit aantrek? Kan jy dit drink? Nee, maar dit kan vir jou koeldrank. Kan jy dit ry? Maar kan vir jou wel dalk 'n nuwe Jack gaan koop? Teen 9 vir R100, dankie om Donald. Hy kan vir jou koeldrank kry, kan vir jou kos kry, kan vir jou klere kry, maar hierdie kan ek, maar net so die woord sê, kom in geloof, vra met geloof, daarom geloof is soos geld natuurlik, ek vat my geloof en ek aktiveer my geloof, Here, dankie met geloof, dat U my gaan voorsien in daai situasie, en soos geld is aktiveer in die natuur, aktiveer geloof iets in die gees. Matteus 7 vers 7. Kom, Jesus vertel die verhaal van, as jy vra, wat klop, sal opgemaak word, wat vraag sal ontvang. Hy sê jy, wat goed is,
As jy, wat 'n aardse pa sal vir sy kinders, as hulle 'n vis vra, vir 'n slang gee. En as hy vir 'n stuk brood vra, vir 'n klip gee. As jy wat sleg is, weet hoe om goed te doen, hoeveel te meer nie jou Vader in die hemel nie. Sien, nou gesing Reckless Love. My song is vir my so powerful. Lukas 15 praat oor die verlore seun en hy praat hoe hy 'n seun is in die huis. Hy het weggegaan en hy het teruggekom. Besef jy, ek en jy is 'n kind van God. As 'n kind is ek 'n seun van God. Dames, ek sê altyd vir jou, as ek kan 'n bruid wees, kan jy 'n seun wees. Ons is seuns van God. Ek is 'n erfgenaam in Christus. Wat beteken ek het 'n sekere reg? Romeine 8 sê dat as God vir my is, wie kan teen my wees? Dit beteken as God vir my is, wie kan teen my wees? Hoe kan ek teen myself baie keer wees? Dis 'n kwessie van as God vir my is, beteken dat ek hoef nie klein, timmerige gebede te bid nie. Wanneer ek glo en besef as God wat vir my is, God wil vir my deurbraak gee, God wil vir my, ek's 'n erfgenaam, iewers skielik verander hoe ek bid. Kan speel vir my asseblief. Klomp jare terug is Jesus op aarde. Hy kom by 'n man en hy in Markus, en die woord vertel vir ons hoe die blinde man uitroep vir Jesus. Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hoe vertel vir ons, mense maak hom stil, hulle sê vir hom, John, raak rustig, jy pla die mense om jou. En hoe vertel, hy begin hoe harder en harder roep, en Jesus kom en sê vir hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En ek het baie gewonder, Jesus het nie geweet nie, hy het tog alwetend. Hy het geweet wat die man se kwaal is, hy kon sien, hy is blind. Maar hy het steeds gehaat het, en die man moes vir hom sê, Rabbi, Rabboni, leermeester, meester, ek wil sien. Sien, vandag vra God dieselfde vir jou. Wat wil jy hê, dat ek vir jou doen? En wat 'n area van jou lewe het jy deurbraak nodig? Waar het jy nodig en ek moet kom soos hierdie strome van water wat deurbreek en vir jou 'n deurbraak bewerkstellig? Wat 'n area is dit nodig het? Sien maar, ons gaan altyd glo dat God my wil seën, God my wil deurbraak gee nie. Ons het 2 maande terug 'n reeks oor paspoort en ons praat oor die gevolge van kind wees, van seun wees, erfgenaam wees, om in Christus te wees. Sien, dit sê vir my dat ek is meer 'n erfgenaam. Dat God droom oor my, woord vertel vir my, droom 'n hoopvolle toekoms vir my, beplan vir my 'n goeie toekoms. Ek het 'n deurbraak nodig. Ek het nodig dat U 'n deur oopmaak wat nog nooit oopgemaak was nie. Here, 'n deur wat niemand kan toemaak nie. Here, kom breek vir my deur in my situasie. Of dit nou finansies is, of dit nou 'n huwelik is, of dit gesondheid is, of wat ek wil mag wees, wat is dit wat jy nodig het? As jy reg van die begin af, was God 'n God wat deurbrake gewees. Hy kom, aarde is woes en leeg. Hy vertel vir ons so, sy gees het oor die aarde gehaver. Dan kom die deurbraak waar God die aarde skep.
kom by die Rooi See. Moses hulle. Dan kom se pas uit 'n bergtop uit slawerny uit 'n plek van skuld, skaamte en seer. Hulle kom uit by 'n see en agter hulle is die Filistyne, die Egiptenare. Die woord vertel vir die volk word negatief. En wat maak die Here? Hy maak vir hulle weg deur die Rooi See. Wees op geen manier gaan hierdie mure omval nie. Ja, met 'n skree. Die woord vertel vir ons hoe die mure begin val het. Dawid met Goliat. Sien, God is 'n God wat strongholds kom afbreek. Mense kom vrymaak. Mense kom genees. Hy's 'n God wat mense wat die finansies onder buk gaan vir hulle 'n deur oopmaak. Die vrou by Elia, sy's 'n weduwee. Die skuld wil kinders kom haal en God gee vir haar deurbraak. Mense wat siek is, Lazarus is dood. En wat kom Jesus? Hy kom en hy gee 'n deurbraak en hy wek hom op. Daar's niks te groot vir God vandag. Daar's niks te groot vanaf vir God om dit te breek. Die vraag is, gaan jy vanoggend kom glo? Gaan jy hom soek? Of gaan jy aanhou bekommerd wees? Gaan jy aanhou dink hy wil nie? As daarmee staan, mag ons sit vir 'n oomblik nie hard ondersoek nie. Wat trek jy vanoggend? Wat beleef jy? Wat 'n plek van deurbraak het jy vanoggend nodig? Terwyl ek daar sit, herinner die Here my aan hierdie week by die vroue, het ons bietjie oor Josafat aangeraak. En iets wat baie uitgestaan het uit dit is die Ammonite en die Moabite, en daar was nou nog een, ek kan nou nie hulle name onthou nie, maar hulle wou vir Josafat en die volk aangeval het. En Josafat het, eerste ding wat hy gedoen het, is hy het gegaan en hy het gaan stil word in die teenwoordigheid van die Here, en hy het vir die Here geraadpleeg en gevra wat moet gebeur en dat die Here moet kom om hulle te kom help. So die eerste plek waarna toe hy gehardloop het, was na God toe. En die tweede ding wat uitgestaan het rakende dit, is die Here stuur toe vir iemand en die persoon sê toe vir Josafat, dat dit is wat die Here sê. Die Here sê, dat al wat julle hoef te doen, is om in posisie te kom, en dan sal julle toeskouers wees, van hoe die Here die vyande gaan oorwin. En wat is daai posisie? Daardie posisie was lofprys en aanbidding gewees. Want wat het hulle gedoen toe die aanvallers aangekom het hulle begin om lofsange aan die Here te bring. You see, because praise and worship brings confusion in the enemy's camp. So mag dit vir julle bemoedigend wees, en dit sluit vir my so mooi aan met wat Evan gebring het. Jy moet baie keer met jy in posisie kom. En daardie posisie het ons nou vanoggend geleer, is deur gebed. Dis deur lofprysing en aanbidding. So neem jou posisie in, die autoriteit wat Jesus Christus vir ons elkeen gegee het. Amen. Vader, vanoggend Here wil ons kom en ons wil nederig vir ons sit, Vader. En vanoggend kom U innooi in ons situasies, Vader, waar ons uitdagings beleef, Here, waar ons aanvalle beleef, Here, waar ons nodig het om U
te sien deurkom en 'n deurbraak, Vader. Vader, soos Dawid, mag U kom en deurbreek. Ek bid vanoggend, mag ons sien hoe U situasies verander. Help ons om te glo. Help ons om standvastig in ons geloof te wees en te weet en te sien U is daar. In Jesus naam. Amen.